Halleluja, prys die Here. Awesome. Die ding is, jy kan stry met wat jy glo die Bybel sê, maar jy kan nooit stry met 'n getuienis nie. Want dis haar getuienis. Jy kan sê, o, ek glo dit of ek glo dit, maar hierdie ou sê, hierdie is my ervaring, die Here het dit vir my gedoen. So, prys die Here, ek wil net gehad het julle moet sien in daai getuienis dat Vonja, of Vonja soos hulle nou sê in Amerika, Vonja Carey, het afhanklik geword van die Heilige Gees. Sê afhanklik. So ons moet afhanklik wees van die Heilige Gees en ons moet afhanklik wees van die krag wat ons ontvang nadat die Heilige Gees oor ons gekom het. En soos jy kan sien, elke persoon se getuienis, elke persoon se journey, soos hulle nou sê, elke journey wat jy het, is anderste. So jy kort die Heilige Gees om vir jou persoonlik te lei in jou persoonlike journey. En hierdie kan 'n journey wees van genesing, 'n journey van finansies, 'n journey van jou huwelik, of wat ook al journey jy het, jy kort die Heilige Gees om jou te lei. Want soos Jeremia sê, niemand is slim genoeg om homself te lei nie. Jy kan nie jou eie lewe ran nie, jy is nie so awesome nie. En soos Vonja gesê het in die ding, sy sê, o nee, ek slim, jy weet, ek kan dit doen, jy weet. So jy moet besef, jy is nie so slim nie, jy kort die Heilige Gees. Nou, Sagaria 4 vers 6 sê, toe het hy geantwoord en vir my gesê, dit is die boodskap van die Here aan Zerubbabel. Nie deur mag of deur krag nie, maar deur my Gees. Nie deur mag of deur krag nie, maar deur my Gees, sê die Here, heerse oor alle magte. So dis nie deur ons mag, en mag, isgies, word ook gekoppel aan, soos jou vermoë wat jy het, hoe is jy slim, of wat ook al vermoë jy het, so is nie deur jou eie vermoë nie, maar is deur die Gees. En is krag, as jy kyk na dunamis in die Grieks, want in die Septuagint sal dunamis wees, dunamis is so selfs wat se geld jy het jy die finansies om vir al hierdie dokters te betaal, het jy die vermoë om die kennis, is nie deur jou kennis nie, is nie deur jou vermoë of wat ook al finansies jy het nie, is deur my Gees, sê die Here. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Maar kyk, hy sê, julle sal krag ontvang. Sê krag. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So, niemand kan deur die lewe gaan sonder die krag van die Heilige Gees nie. En eintlik, as jy voel, jy die krag sonder die Heilige Gees, moet ons jou eintlik jammer kry, want jy weet nie, dat jy eintlik deceived is nie, jy weet, want eintlik mense wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is eintlik die geseënstes. Nou wat ek vir julle lees het, Romans 8 vers 10 to 17, maar ek wil uit die Amplified Classic lees. But if Christ lives in you, then although your natural body is dead by reason of sin and guilt, the spirit is alive because of the righteousness that he imputes to you. Nou, righteousness is wat? Dis om geregtigheid, dis om reg met God te wees, maar wat beteken dit om reg met God te wees? Dit beteken om 'n verhouding met God te hê. Ons het nou die reg om in regte verhouding met God te wees. So jou gees is lewe, jou gees is lewe as gevolg van jou verhouding wat jy met God het. So die verhouding wat jy met God het, gee vir jou lewe, en dan dink jy, o nee, net lewe vir, ek weet nie, my gees. Nee, hy sê vers 11, and if the spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you, then he who raised up Christ Jesus from the dead will also restore to life your mortal, short-lived, perishable bodies, through his Spirit who dwells in you. So then, brethren, we are debtors, but not to the flesh,
We are not obligated to our carnal nature to live a life ruled by the standards set up by the dictates of the flesh. For if you live according to the dictates of the flesh, you will surely die. But if through the power of the Holy Spirit you are habitually putting to death, making extinct, deadening the evil deeds prompted by the body, you shall really and genuinely live forever. Maar dis deur die krag van die Heilige Gees. Vers 14. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For the Spirit which you have now received is not a spirit of slavery to put you once more in bondage to fear, but you have received the Spirit of adoption, the Spirit producing sonship, in the bliss of which we cry, Abba, Father. So Abba beteken Father. The Spirit Himself thus testifies together with our own spirit, assuring us that we are children of God. And if we are His children, then we are His heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, sharing His inheritance with Him. Only we must share His suffering if we are to share His glory. En natuurlijk, wat is die suffering of Christ? Een van die sufferings van Christ is dat jy geoordeel gaan word deur mense. Jy weet? En een van die oordeel wat jy kry, die Bybel sê, as jy reg lewe, gaan mense jou oordeel omdat jy reg lewe. Dis soos, okay, hoekom doen jy nie hierdie nie? Nee, want die Bybel sê, ek is verkeerd, jy weet? Mense word vies. So dis die suffering. Suffering, die Here het vir jou siektes en sondes betaal, so die suffering of Christ is nie om siek te wees nie. Nou, kom ons lees Romeine 8 vers 14 in Afrikaans. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Sê dit saam met my. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. So, om deur die Gees van God gelei te word, is jy kan sê die ultimate standaard om te bepaal of iemand 'n kind van God is of iemand 'n seun van God is. Maar dan natuurlik is die vraag dan, wat gebeur? Ek voel nie ek's gelei deur God nie, of wat gebeur? Hierdie persoon is nie gelei nie, of wat jy voel dalk hierdie persoon doen die verkeerde ding, maar hy sê hy is 'n Christen, so is hy dan nie 'n kind van God nie. En die Bybel sê hierso, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is die kinders van God. Maar natuurlik is daar verskillende grade van om gelei te word. Maar natuurlik, as jy sê jy moet altyd perfek gelei word, dan gaan ons almal tekort kom. Maar daar's verskillende grade van leiding deur die Heilige Gees. En selfs al voel jy is nog nooit gelei nie, ten minste as jy jou hart vir Jesus gegee het, was jy gelei deur die Heilige Gees om die belangrikste ding te doen, om wedergebore te word. En tweedens, sê dit nie hierso, dat om gelei te word deur God, veroorsaak dat jy 'n seun van God is nie, of 'n kind van God nie. Dit sê die kinders van God word gelei deur God. Sien julle? Kom ek lees dit nog 'n keer. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Hulle is kinders van God, maar die kinders van God word gelei deur God. Die kinders van God word gelei deur God. 'n Goeie voorbeeld is Johannes 10 vers 3. Johannes 10 vers 3 sê, vir hom maak die hekwagter oop en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. So dit beteken, as jy 'n skaap is, dan hoor jy die stem van God. As jy 'n kind van God is, as jy 'n seun van God is, hoor jy die stem van God. Jy word gelei deur die Here. Dan sê jy, maar my ervaring sê dit nie, of ek voel nie so nie, of wat ook al. Die Bybel sê nie hierso, dat hulle kan die stem van God hoor nie. Het sê nie dat die kinders van God, die seuns van God en die skape van God, dis nou, hoekom is jy 'n skaap, hoekom is jy 'n kind, want jy is afhanklik van die Here. 'n Kind is altyd afhanklik van sy ouers, 'n skaap is afhanklik van sy herde. So dit praat weer van, jy is afhanklik van die krag van jou goeie herde, en jy is afhanklik van die krag van jou goeie Vader.
Maar sê dit hierso, dat hulle kan die stem van God hoor. Nee, dit sê dat hulle dit wel hoor. Hulle hoor die stem van God. Sê nie hulle kan nie, hulle hoor dit. Elke wedergebore mens hoor die stem van God. Nou sê jy, maar wat van my ervaring? So ons is liggaam, siel en gees. Jou gees is in konstant besig om die stem van God te hoor. Maar die Bybel sê as jou gedagtes en jy wandel in die vlees en jy wandel na die vlees en jy's gefokus die hele tyd op al hierdie ander goed, dan wat gebeur? Dan is dit moeilik vir jou gees om jou fokus te wees, jou hooffokus te wees. As jou aandag op al die wêreldse goed is, dan is dit moeilik om die stem van God te hoor. Maar die Bybel sê jy hoor die stem van God. Prys die Here. Romeine 8 vers 4, Galasiërs 5 vers 16 tot 18 sê vir ons dat ons nie moet wandel in die vlees of wandel na die vlees. Ons moet wandel in die gees. En dis hoekom om te bid, tale te bid, gebed, Bybelstudies en om te vas en gemeenskap by die kerk help jou om jou aandag te fokus op die Here, om jou gedagtes se aandag weg van die stem van die wêreld te vat en dit te vestig en terug te keer na die stem van ons Herde en ons goeie Vader. Soos Johannes 4 vers 24 sê, die Vader kan net aanbid word en jy kan net 'n verhouding hê met die Vader deur die Gees en in waarheid. Nie deur jou vlees nie deur hoe jy voel nie, of deur wat hierdie wêreldse mense in die wêreld sê nie. So kom ons kyk na Johannes 14 vers 15 tot 18 en 25 tot 28. Want wie is een van die beste mense om ons te vertel van die Heilige Gees? Jesus. Want wat het Jesus self oor die Heilige Gees gesê? Jy kan sê, hierdie ou sê dit oor die Heilige Gees, daai ou sê dit. Kom ons kyk wat het Jesus self oor die Heilige Gees gesê. En as jy nie verstaan wat Jesus gesê het oor die Heilige Gees nie, dan enige ander openbaring oor die Heilige Gees gaan jy nie kan ontvang nie. So Jesus sê dat hy en die Heilige Gees is dieselfde. Jesus en die Heilige Gees is dieselfde, sê dieselfde. Dieselfde. Sê nog 'n keer dieselfde. So baie mense sê, as ek gaan eendag vir Jesus kan sien, of ek gaan eendag vir Jesus kan ervaar. As jy die Heilige Gees het, dan is dit asof jy Jesus by jou het. Jy het Jesus by jou. Kom ons kyk Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Nou hoe lees party mense daai eerste gedeelte? Hy sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Okay, so ek moet God se gebooie onderhou, dan sal ek God lief hê. Nee, hy sê, as jy God liefhet, sal jy sy gebooie onderhou. Mense verwar altyd die goed, soos nee, jy moet die stem van God hoor, alles is jy nie 'n kind van God nie. Nee, net die kinders van God hoor die stem van die Here. Jy weet? Dis soos jy hoef nie vir Tehila nou te leer, okay Tehila, hierdie is hoe Elseke se stem klink. Nee, Tehila weet net, hierdie is haar ma, hierdie is haar voeding. Jy weet, hierdie is die een wat vir my kos gee. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee. Sê ander. 'n ander parakleet gee. Nou parakleet is hier in die 2020 vertaling, ander vertaling sê helper, vertrooster, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Sê vir ewig. So die Heilige Gees drop jou nie net, nou, as jy maak droog, dan gaan hy nie. Of hy is so sensitief, jy het 'n foutjie gemaak, nee, nou is hy weg nie. Hy is vir ewig by julle. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. So hierso sien ons so klaar, die Heilige Gees kan jy nie sien nie. En jy kan nie staat maak op jou gevoelens, om te bepaal of die Heilige Gees by jou is. Nee, ek voel die Heilige Gees is nie by my nie, want ek voel, jy weet.
Dan sê die Heilige Gees, nee, die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie kan sien nie, en hulle kan hom nie ken nie, want hoekom? Die wêreld maak staat op wat hulle kan sien, hoor, voel, ruik. Partykeer, as mense wat sê, hulle het hierdie aangename geur geruik, oor dit was die Heilige Gees, of hulle het goosebumps gehad, oor dit was die Heilige Gees, of hulle het hierdie warm gevoel gehad. Prys die Here as jy al daai sensasies kry, maar jy moenie staat maak op dit nie, want die vers sê, die wêreld kan hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. So jy kan hom net ken, omdat hy bly by jou. So jy moet weet, die Heilige Gees is by jou. So wat, dis geloof. Jy sê, dankie Heilige Gees, U is by my. Selfs al kan ek jou nie sien, en ook nie ervaar, met die wêreld sensasies nie. Want wat is die wêreld sensasies? Sien, hoor, voel, wat jy ruik, ensovoorts. Maar hy sê hierso, in vers 16, so paar kan afgaan vers 16 weer, sê ek allos. So, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander, sê ander weer, 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. So die Heilige Gees is 'n ander parakleet, 'n ander helper. Nou wat beteken ander? Net soos Jesus. Net soos. Jesus het gesê, eendag as jy gaan lees in Johannes 16 vers 17, sê, dit is beter dat ek gaan, sodat die Heilige Gees vir julle gegee kan word. Ander wat hier gebruik word is die Griekse woord allos, sê allos. En dit beteken een van dieselfde soort, met dieselfde karakter, dieselfde, letterlik alles, dieselfde alles, basies 'n duplikaat. Soos asof Jesus homself gekloon het, en hy het vir almal van ons Jesus gegee. So dit beteken dat wanneer jy die Heilige Gees het, dit net is, presies soos asof jy Jesus vir ewig by jou het, maar jy kan hom nie sien nie. Want wat is die verskil? Jesus is fisies. Jesus het 'n fisiese liggaam, terwyl die Heilige Gees net gees is. Maar nou, dan sal mense sê, nou sê jy dat die Heilige Gees en Jesus is dieselfde persoon. Nee, die Heilige Gees en Jesus is apart. Hulle is twee persone. En jy kan gaan Matteus 3 vers 16, Markus 1 vers 10, Lukas 3 vers 22, wys dit vir ons dat Jesus, toe hy gedoop is, toe hy opkom, toe kom die Heilige Gees op hom soos 'n duif. So Jesus, Heilige Gees, hulle is twee verskillende entiteite, twee verskillende persone. Maar tog is Jesus en die Heilige Gees in elke opsigte dieselfde. En let ook op dat hierso sê Jesus dat die Heilige Gees nie dit is nie. Hy sê nie, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat dit vir ewig by julle kan, nee, sodat hy en hy is ook 'n hy's nie 'n sy nie, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Jesus het vir die disippels gesê dat die Heilige Gees net soos hy is, en hy is hulle nuwe leier. Daarom as jy die Heilige Gees volg, na hom luister, is dit presies soos om Jesus te volg. Behalwe dat jy nie die Heilige Gees kan sien nie. En nou, hoe beskryf jy die drie eenheid? Die drie eenheid is een God, maar drie afsonderlike persone. So is een God wat in drie afsonderlike persone is. Die drie eenheid is een God of een wese in drie afsonderlike persone. So daarom sê Jesus dat hy ons nie as weeskinders sou agterlaat in vers 18. Hy sal na ons toe kom in die persoon van die Heilige Gees. En wanneer jy die Heilige Gees het, is jy nooit alleen nie. Jesus en die Heilige Gees is een, sê een. Dan sê Jesus, die Heilige Gees is ons parakletos. Parakletos, of in die Afrikaans parakleet.
So hy sê dit daar in vers 16, maar kom ons lees vers 25. Dit het ek vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader gaan, omdat die Vader groter as ek is. Hoekom is die Vader groter as Jesus? Omdat Jesus 'n fisiese liggaam het en Jesus gaan nou sterf. So in daai opsigte is die Vader groter as hy, want die Vader kan nie sterf nie. Hy's net gees, jy weet. Maar kom ek lees vir julle in die Amplified Classic oor Parakleet. Johannes 14 vers 16 in die Amplified Classic sê, another, allos, soos ons sê, allos, another beteken net soos. Jy kan net onthou net soos, presies soos, is 'n duplikaat. Another Parakleet, another Parakletos. En dan sê die Amplified, comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby. En vers 26, the Parakletos, comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby, the Holy Spirit. So die titel Parakleet is die Heilige Gees se titel. En in die Griekse woord die Parakletos in voor-Christelike en buite-Christelike literatuur beteken dit middelaar, voorbidder en helper. Maar om hierdie woord die beste te verstaan, moet jy kyk na die oorspronklike Griekse betekenis van hierdie woord. So Parakletos is 'n samestelling van twee woorde. Soos jy daar kan sien, is 'n samestelling van die woord para en kletos. Jammer. Kalio. So para beteken langs en nabyheid. So beteken, as jy sê para, beteken dit om naby te kom, langs jou te kom, by jou te kom. So dit gee die beeld van die Heilige Gees wat baie naby of naby aan ons is. Dit beteken ons doen alles met die Heilige Gees en hy is te alle tye langs ons. Hy leef saam met ons, praat met ons, bedien met ons. Ons is in 'n intieme verhouding met hom. Daarom kan hierdie woord vertaal word soos ons sien in die Amplified, helper, trooster, voorspraak, voorbidder, raadgewer, versterker en bystand. Want hy help ons prakties met alles. So hy wil jou nie net help met om wanneer jy jou Bybel lees of as jy in die kerk sit sodat jy die preek verstaan of wat ook al. Hy wil jou prakties help met in elke area van jou lewe. Elke journey wat jy op is, hy wil jou prakties met alles help. Nou, kaleo beteken om te roep. Kaleo beteken om te roep, sê roep. Nou wat die roep is nou nie net soos om te roep, die roep die persoon, praat eintlik die prentjie van 'n roeping, 'n calling. Soos 'n bedieningsroeping vir 'n spesifieke doel. So die Heilige Gees is geroep tot 'n spesifieke doel, opdrag, rigting en werksbeskrywing om ons parakletos te wees. So die Heilige Gees se werksbeskrywing is, hy is ons parakletos in hierdie wêreld. En nie net ons parakletos vir party goed, vir elke area. Hy is geroep om langs ons te kom en ons te alle tye te help. So die Heilige Gees ook, soos jy kan sien in konteks van Johannes 14 vers 25 en 26, die volgende vers, 27 sê, vrede gee ek vir julle. So wat beteken die Heilige Gees help ons, lei ons, is ons helper op die golflengte van vrede. Shalom. Prys die Here. So hy vertroos ons, hy gee vir ons sy vrede
En prys die Here, en wat sê hy ook in vers 26? Kom ons kyk, en ek gaan vir julle lees uit die Amplified Classic. Dit sê, John 14 verse 26, but the Parakletos, Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, Standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. He will teach you all things, and He will cause you to recall, will remind you of, bring to remembrance everything I have told you. So een van die maniere waarop die Heilige Gees ons help, ons Parakletos is, hy is ons leermeester. Jy kan ook 1 Johannes 2 vers 20 en 27 gaan lees. Maar die Heilige Gees sal ons alles leer, wat ons moet weet, wanneer ons dit moet weet. Hy is soos ons afrigter, ons coach. Die Heilige Gees is ons coach, ons afrigter. Hy leer ons in elke area. As jy help kort vir iets, die Heilige Gees is daar om jou te leer hoe om dit te doen en hoe om dit reg te doen. Maar wat moet gebeur? Jou hart moet gehoorsaam wees. As hy vir jou sê doen dit so, dan moet jy sê nee, ek wil dit so doen. Ek doen dit nog altyd so. Jy weet, soos daai Vonja gesê het, Carrie, sy het gesê nee, sy vat nou hierdie supplements of sy doen dit, hierdie is die formula, hierdie is die 12 steps. Jy weet, soos baie van ons hou van om met 'n formula te werk. Ons hou van om die 12 steps of die 6 steps of wat ook al steps, die 70 steps, die 70 supplements. Ons hou van om daai formula te hê. Maar dan, wat gebeur? Die Heilige Gees is nie so nie. Die Heilige Gees sê, nee, los hierdie, doen dit. En dan moet jy gehoorsaam wees. Jy moet 'n hart hê wat leerbaar is. Prys die Here. En dan, wat is die tweede in die vers? Die Heilige Gees is ons reminder. Hy herinner ons. Hy is ons herinnering. En wat herinner hy ons van? Alles wat Jesus gesê het, maar die woord panta daar, everything. Sien julle panta? Everything. Sê panta. So is nie panda nie, maar is panta. Panta beteken alles, letterlik elke klein detail. So van die kleinste detail tot die grootste detail, die Heilige Gees kan jou van alles herinner. So hy is ons goddelike hulp vir ons geheue. So mense sê, nee, as jy ouer word, begin jy 'n bietjie vergeet, of as hierdie gebeur, dan het jy probleme met jou geheue, of wat ook al. Nee, die Heilige Gees is jou goddelike hulp vir jou geheue. Prys die Here. En dan, nou wil ek skip na Johannes, ons kan nog baie, maar net vir tyd, gaan ons skip na Johannes 16 vers 13. Die Heilige Gees lei ons. Sê hy lei my. Die Heilige Gees, en dan sê jy, nee, maar ek ervaar dit nie. Dis net omdat jy te gefokus is in die vlees. Jou gees is konstant besig om gelei te word deur die Heilige Gees. Nou Johannes 16 vers 13 sê in die Amplified Classic, but when He, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit comes, He will guide you into all the truth, the whole, full truth. For He will not speak His own message on His own authority, but He will tell you whatever He hears from the Father. He will give the message that has been given to Him. And He will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in the future. Wow. Nou as jy kyk na daai woord guide, die Heilige Gees lei ons, hy is ons guide. Daai woord guide is die woord vir 'n gids. Soos jy weet as jy na 'n land toe gaan en jy wil al die beste plekke sien, of selfs al gaan jy in Suid-Afrika na 'n plek toe en jy ken nie die dorp nie, as jy 'n gids kry, die gids ken al die beste plekke. Hy ken al die lekkerste plekke. Hy weet watse areas jy moet vermy. Hy weet watse paaie het gate in. Hy weet watse waar die goeie mense is en waar die slegte mense is. So as jy 'n goeie gids het jy 'n baie wonderlike avontuur. Jy geniet jou tyd daar by daai plek. Nou die woord gidsie is Holy Ghost. Dit klink amper soos Holy Ghost, hè?
Holy Ghost. Holy Ghost. Nou, Holy Ghost kom van die woord Hodos. Hodos beteken pad. So hy is ons leier, ons gids op die pad, op die journey van ons lewe. En baie mense word vies en hartseer omdat dit so 'n journey is 'n marathon, jy weet, is 'n journey. Maar die Heilige Gees is jou leier, jou gids op hierdie journey. En maak nie saak wat 'n journey, 'n healing journey, genees journey of 'n finansiële journey of huweliks journey of wat ook al journey, die Here is jou gids. Hy is jou guide, jou tour guide. Maar jy moet ook gehoorsaam wees aan die tour guide. Hy is jou leier. Hy is ons leier op ons reis. Prys die Here. En dit beteken as hy jou leier is daar nooit 'n oomblik wat gaan vervelig wees nie, want hy vat jou op 'n avontuur. So Johannes 16 vers 13 is 'n wonderlike belofte, dat die Heilige Gees sal ons dinge wys wat gaan kom. Soos ek sê, hy weet hoe die pad lyk. Hy ken die volle pad, tot by die einde. En as ons luister en hierdie bediening van die Heilige Gees ontvang, sal dit ons lewens verander. Ons kan baie probleme vermy en voordeel trek uit geleenthede wat ons andersins sou misloop het. As jy na die Heilige Gees luister. Prys die Here. En in konteks, julle kan die konteks gaan lees van Johannes 16, maar vers 8 ensovoorts, vers 8 tot 11 veral. Dit vertel ons dat die Heilige Gees nie gekom het om ons te oortuig oor ons sondes nie. Hy het gekom om ons te oortuig oor die een sonde. En wat's die een sonde? Dat jy nie glo in Jesus nie. So as jy glo in Jesus, dan is jy wedergebore, en dan wat getuig die Heilige Gees jou dan oor? Hy oortuig jou dat jy die geregtigheid van God in Christus is. Dat jy nou hierdie verhouding met die Here het. Ek gaan lees dit as julle my nie glo, vir tyd gaan ek dit nou nie lees nie. Johannes 16 vers 8 tot 11. So hy oortuig jou nie oor al jou sondes nie. Jy weet as jy droog gemaak het. Hy oortuig jou net oor die een sonde, jy moet glo in Jesus. En dan oortuig hy jou dat jy die geregtigheid van God in Christus is. En dan verklaar hy dat die duiwel alreeds geoordeel is. So die duiwel is vernietig. Dis hoekom Jesus gesê, dit is voltooi. Hy het al klaar die duiwel oorwin. Prys die Here. Halleluja. Soos Vonja Curry het ons die Heilige Gees nodig om ons in elke lewensreis te lei. En dan hoe doen jy dit prakties? Ek weet nie of julle gesien het nie, maar as julle gefokus het daar, wat het sy gedoen? Sy het 'n vraag gevra. Sy het neergeskryf en gesê, Heilige Gees, wat dink jy oor my diagnose? Heilige Gees, wat dink jy? So wat ook al probleem jy het, vertel die Here, of wat ook al situasie, klein of groot, vertel die Here, skryf dit neer in 'n joernaal. Is goed om dit neer te skryf. Want dan kan jy sê, Here, kyk, ek het U gevra, jy weet, ek het dit neergeskryf. Here, ek gee dit aan U oor. Is makliker as wat jy dit net sê, as jy dit neerskryf, voel dit soos jy dit oorgehandig. Jy weet, so skryf dit neer, Here, wat dink U van hierdie? Wat dink U van my kind in hierdie situasie? Wat dink U van my man in hierdie Here, wat dink U? Wat van dit? Vraagteken. So eerste plek, vertel die Here, skryf dit neer. Tweede plek, dan moet jy stil bly. Jy moet wag. Jy moet wag op die Here. Net omdat jy voel onmiddellik geantwoord het nie, moet jy nou nie net jou eie planne weer aanhou. Jy moet wag vir hom. Wees stil en dan of bid in tale. So bly stil en bid in tale. En dan moenie haastig wees nie. En dan wat ook al jy hoor, as dit 'n woord is, 'n vers, 'n naam, wat ook al, skryf dit dan neer. Skryf dit ook neer. Prys die Here. So die Here draai jou ore na jou. Selfs voordat jy gaan slaap, hy kan jou 'n droom gee. Die Here praat in drome. Hy kan jou 'n droom gee, hy kan jou 'n visie gee, skryf dit neer.
En die Here verlustig hom daarin om sy hart te deel met diegene wat bereid is om te luister. Prys die Here. So die Heilige Gees is die derde persoon van die drie-eenheid. Hy is 'n persoon, hy is nie 'n dit nie. Hierdie is net 'n gevolgtrekking vandag. En hy is nie 'n geheimsinnige krag wat in die atmosfeer ronddryf en vloei nie. Hy is ten volle God en presies soos Jesus, allos, presies soos Jesus. Hy is 'n persoon, hy is ons parakletos. Nou, omdat hy 'n persoon is, beteken dit hy wil 'n verhouding met ons hê. So natuurlik, jy ignoreer die Heilige Gees jou hele lewe, nou wil jy hê met jou onmiddellik antwoord, en die Heilige Gees is genade, hy kan jou dalk onmiddellik antwoord, maar ek bedoel, die meer tyd jy met iemand spandeer, die meer gaan hulle sê vir jou goed, wat hulle nie vir ander mense sal sê nie. Dis hoekom die Here vir Abraham vertel het, hy gaan vir Sodom en Gomorra aanval, omdat Abraham sy vriend was. Hy is ons parakletos of ons helper, voorbidder, versterker, advokaat, trooster, raadgewer, bystander. En dit is sy werksbeskrywing, dit is sy calling, sy ministry. Hy is die Gees van waarheid en ons leier, ons gids. Ons gids op hierdie journey wat ons op is. Prys die Here. En sonder die bo-natuurlike vermoë wat die Heilige Gees ons gee, die krag wat ons van die Heilige Gees ontvang, is hierdie Christelike lewe onmoontlik. Jy kan dit nie doen sonder die krag van die Heilige Gees nie. So wanneer jy 'n situasie het, wanneer jy 'n probleem het, neem tyd saam met die Here. Vra die Here, skryf 'n vraag neer, sê Heilige Gees, wat dink jy van hierdie? En dan is 'n uitnodiging om tyd te spandeer met die Here. Vat die tyd om vir die Here te vra. Vat die tyd om vir die Here te vra om vir jou te lei. En wat ook al hy dan vir jou gee, skryf dit neer. Halleluja. Prys die Here. So as jy nog nie jou hart al ooit vir Jesus gegee het nie, en as jy nie weet, die Here praat nie met my, hy praat definitief met my nie, dan moet jy wedergebore word. Jy moet jou hart vir Jesus gee, en hoe doen jy dit? Jy sê, jy moet glo dat Jesus uit die dood opgestaan het, jy moet glo dat hy eerste plek vir jou gesterf het, en dat hy uit die dood opgestaan het, en hy het gesterf vir jou sondes, en hy het opgestaan, sodat jy 'n regte verhouding met hom, Jesus en Vader kan hê. En dan verklaar jy en sê, Here, ek gaan U volg al die dae van my lewe, ek maak U my God en my Here. Baie dankie dat U gesterf het vir my sondes, en dat ek nou regverdig is deur U bloed. Dan is jy gered. Jy moet dit net sê met jou mond en glo in jou hart, dan is jy wedergebore. En dan moet jy gevul word met die Heilige Gees. En hoe word jy gevul met die Heilige Gees? Jy sê, Vader, soos ons nou gehoor het, al die kinders van God word gelei deur God, word gelei deur die Gees. So dit beteken, as jy 'n kind van God is, wil die Vader hê, jy moet gelei word deur die Gees. So dan sê jy net, Vader, baie dankie dat U sê, U gee vir U kinders die Heilige Gees. So baie dankie dat U my vul met die Heilige Gees, dat U my doop met die Heilige Gees, en ek ontvang die Heilige Gees nou. En dan sê jy, maar ek het niks gevoel nie. Wat het ons gesê, die Heilige Gees is, jy kan hom nie sien nie, en jy kan hom nie altyd voel nie, want jy kan nie daarop staat maak nie. So selfs al bid jy daai gebed, Vader, vul my met die Heilige Gees, en jy voel niks, moet jy dit vat met geloof. Want die Bybel sê, as jy gevra het in geloof, sal die Here dit doen vir jou. Halleluja. En dan maak jy jou mond oop, en jy begin praat, en jy praat in tale. Hoe? Deur om die eerste woorde wat die Heilige Gees vir jou gee, begin jy dit sê. En hoe doen jy dit? Jy sê, Here, dankie, ek gaan nie nou in Engels of Afrikaans praat nie. Die woorde wat U vir my gee, gaan ek verklaar. En dan doen jy dit. En hoekom doen jy dit? Want dit is 'n bonatuurlike kommunikasie wat jy met die Heilige Gees en met Jesus en die Vader het. Halleluja. Prys die Here. So as daar niemand is wat gedoop is met die Heilige Gees nie, en ons kan almal, kom ons lig ons almal ons hande op, en ons sê, daai dankie, Abba Vader, dat ons U kinders is, en dat U ons nou vul en doop met die Heilige Gees,
En baie dankie, Heilige Gees, dat ons U ontvang. Ons ontvang die doping met die Heilige Gees. Prys die Here. Halleluja. En dan maak jou mond oop en laat die eerste woorde wat die Heilige Gees vir jou gee net uitkom. Store mantara gestere mantore mantara kera mantore mantara masotere mantara mantore masatere mantara mon. Kore gera mantara gastere mantore mantara masotere mantara mantukore gere setere man. Kara mantore mantara satere mantore mantara mantore mantara masatere mantore gera mantara man. Kore ramandare ramantore mantara man. En soos jy kan sien, ek kan stop wanneer ek wil. Want baie ouens glo, as jy gedoop is met die Heilige Gees en jy begin in tale bid, dan kan jy dit nie stop nie. Jy kan nie die Heilige Gees kom en hy vat jou oor en hy beweeg jou mond en jy bars net uit. Nee, jy kan dit beheer. Jy kan besluit wanneer jy wil begin, jy kan besluit wanneer jy wil stop. Want die gees van die profete is onder die profete. Die profete besluit wanneer hulle wil profeteer. Die profete besluit wanneer hulle wil in tale bid. Prys die Here. So ek hoop julle het iets geleer of iets ontvang, want baie mense wil lewe deur 'n formula. Hulle wil lewe deur die 12 stappe of deur die 20 stappe, wat ook al stap as jy soos ek is, ek wil net soos 1 of 2 stappe hê of 3 stappe max. Maar baie mense lewe deur 12 stappe of 15 stappe hulle lewens. Nee, jy is nie slim genoeg nie. En as jy dit dink jy slim genoeg, soos hy gesê het, Vanya gesê het, jy moet jouself humble en sê, Heilige Gees, ek's jammer dat ek prideful is. Dankie dat U oorvat in my lewe. Wat dink U van hierdie saak? Wat dink U van hierdie situasie? Prys die Here. Halleluja. Kom ons neem deel aan die nagmaal. Prys die Here. En die Heilige Gees het seker gemaak dat al die slimste en die mooiste mense in Genoobie vanoggend hier is. Prys die Here. Prys die Here. En niemand sê eers jy ook nie. Prys die Here. Prys die Here, wat baie keer gebeur, en as baie dinge in ons lewens waarvoor ons nie antwoorde altyd het nie. En ons nie altyd in wonder, hoe gaan ons dit doen? Soms al is dit iets wat jy al hoeveel keer gedoen het. Hoe gaan ek dit doen? Gaan dit die regte ding wees, wat ook al? En dit is wanneer ek baie keer net beleef om in tale te bid. Ek is alleen, bid net in tale, want ek weet nie wat om te bid nie. Ek begin by myself dink, die Here seker al moeg vir my stories. Want dan bid jy net in tale. En dan vertrou jy die Here, dat jy selfs in jou eie, dat jy wel in jou eie onvolmaaktheid, maar ek wil amper sê, selfs in jou eie, hoe kan my sê, onkunde of wat ook al, nog steeds die regte ding sal doen. Kan die Here 100% vertrou. Want julle sien, en ek wil sommer so begin rustig, ons Lucien loop so saggies en mooi, jy weet, hy sweef soos 'n engeltjie rond met daai bord. Maar in Handelinge 2 het letterlik die hemel en die aarde ingevul. Toe Jesus gekom het, was dit in Bethlehem. En dit was rustig en stil en niemand het dit verwag nie. Ja, daar was 'n sensus en mense het gestroom na waar hulle groot geword het in die stede toe. En so het hulle toe in Bethlehem geland. Maar Jesus, daar was niemand het geweet dat die koning word nou gebore nie, behalwe vir die skaapwagters. Ek gaan lank hou in hierdie stukkie, maar in elk geval, behalwe vir die skaapwagters en die wat vir die engele aan hulle verskyn. Daar's 'n groepie waaroor hulle verskyn het, behalwe jy vir my sê, joh, vir daai tyd, behalwe vir die wyse manne wat gekom het van ver en so. Maar die groter meerderheid mense in Bethlehem het nie geweet wat gaan nie aan nie. Daar was ook 'n paar kindertjies wat uitgehol het en gesê, "Joe, kyk nou, kyk hy ster daar bo," jy weet. Dis interessant. En prys die Here het nou nie selfone gehad, kon nie af nie. Maar die punt is Jesus het stil gekom. Hoor julle? En hy het groot geword. Die mense was aan wie hy groot geword het. Daarom toe hy in Nasaret die eerste keer praat, het hulle gesê, "Maar is dit nie Josef se kind nie?" Hoor julle? Hulle het hom geassosieer as 'n gewone kind. Maar toe die Heilige Gees kom, het die hemel letterlik, heaven invaded earth, die hemel en die aarde ingeval. Hulle was by mekaar
120 volgelinge, alhoewel Jesus baie meer volgelinge gehad het. Die Bybel vertel nooit mense, kom ons sê so, die Bybel weerhou nooit om ouens se foute te vertel nie. Maar as dan die ouens wat bly is, wat nie genoem is nie, daar was nie hier volg die register van die mense wat Jesus geken het, maar wat nie saam gaan wag het vir die uitstorting van die Heilige Gees nie. Hulle het besig geraak met hulle lewens, né? Maar 120 was bymekaar. En die volgende oomblik, skielik, die Afrikaans is skielik, die ou vertaling, skielik uit die hemel kom 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het, waar hulle was. Skielik, die hemel het skielik die aarde in, en dit was soos 'n geweldige rukwind. En daar was vlamme bo hulle koppe. En ja, hulle het in betale begin bid. En ja, onmiddellik het die mense nie gesê, die bystanders, heilige mense, ons wil hierdie, hulle het gesê, die ouens is dronk. Hoor julle, skielik was daar ook sommer dadelik al klaar veroordeling, en dadelik al klaar, ja, hierdie kerkmense. Maar ek wil vir julle sê, skielik, verwag ek in elke een van ons se lewens, in die naam van Jesus, en ek verklaar dit oor jou, ek bid dit oor jou, ek wil dit vir jou, ek wil dit in 'n groter mate vir myself. Skielik verklaar ek oor elkeen van ons, dat ons sal vir onsself sê, self, raak stil en hoor die stem van die Here. Dat die Heilige Gees ons sal lei. Ek verklaar dit vanoggend. Verklaar dit ons sal begin lewe met jy oortuig jouself, jy sê vir jouself self, dis nie net jy en jou probleme en jou goed nie. Jy is hier, ja, prys die Here, jy is deel van die storie. Maar hier in jou is die kosbaarste, ja, die magtigste, maar ook die kosbaarste en sagste persoon wat daar nog ooit was en sal wees. Die Gees van God. Die Gees van 'n Vader wat as hy beskryf word, wat word gesê? God is liefde. Hoe word hy beskryf? Hy is genadig en barmhartig, vol liefde. En ja, wanneer Jonas sê, wanneer hy straf aankondig, is hy vinnig om dit terug te trek. Jonas was kwaad daaroor. Maar hy is net liefde, liefde, die persoon wat saam met liefde, saam met Jesus is. Hy is nou binne in ons. En ons sê, dankie Jesus. Dankie Jesus, dat as daar een ding is waaroor ons vir u nog groter, nog meer, ek wil vir julle sê, nog meer is die feit dat ons sondes vergewe is. Want selfs al in die Bybel gesê, die sondes is nie heeltemal vergewe nie, dan sou ek net vir julle gesê, ons beroep ons, soos Dawid op die Here, en ons sê, mag ek net nie oorgegee word aan mense nie. Gee my liewer aan God oor, ons het dit nou die dag gelees. Maar hy het ons vergewe. En Jesus het dit kom bewerk, en die ding waaroor ons die opgewondeste moet wees, is hy die pad oopgemaak, sodat 50 dae later, ons kan weet, Heilige Gees is in ons. God het ons deel van hom fisies gemaak. Hy het ons 'n permanente woning gemaak. Hy het ons 'n tempel gemaak. En nie net die allerheiligste gedeelte van die tempel. Ek het dit nou so baie vir julle gesê, die Naos Hagion in die Septuagint is hier, in my hart. En ek sê vanoggend saam met jou, sê ek dankie Jesus. Dankie Here dat U in ons is. Dankie Heilige Gees. En dankie Here dat ons weet op grond van U liggaam wat vir ons gebreek is, U liggaam wat deur daai onsaglike pyn en alles gegaan het vir ons, met al die skuld bewys, Kolossense 2, van alles wat die vyand maar kan bring teen ons, wat die aanklaer van die broers kan kom, en kan sê, kyk hierdie ou het dit en dit en dit gedoen. En vir party van ons, soos vir ek, het hy ekstra papier nodig. Maar Jesus het dit klaar. Hy kan hoeveel kopieë hê as wat hy wil. Maar Jesus het klaar daarvoor gesterf. En hy kan niks meer daaroor sê nie. Dankie Jesus, deur U liggaam het U ook ons elke pyn, elke lyding, elke siekte, elke tekort, het U nie net kom aanspreek, U het dit kom vernietig. Ons verklaar dit vanoggend.
Ons verklaar dit in Jesus se naam, sê ons dankie Yeshua. In U naam sê ons vir U dankie, want daar's geen ander naam groter nie. 'n Naam waarvoor elke knie sal buig en waaroor elke tong sal bely. Kom sê ons dankie Here, dat deur U liggaam is ons genees. Liggaam, siel en gees, ons finansies, ons verhoudings met mekaar in Jesus se naam, en ons vat dit met al twee hande. En wanneer ons hierdie bewys van U liggaam in ons hand hou en nou eet, verklaar ons dit oor elke sel in ons liggame, elke breinsel ook. Ons verklaar dit oor elke gedagte wat dalk moeilik is om gevange te neem en in gehoorsaamheid van die Here te bring. Ons verklaar, Here, elke ding wat nie in lyn is met U woord en U wil vir ons nie. Ons sê, jy's weg, jy's vernietig. Ons luister nie meer na jou nie. As 'n kind van God, met Heilige Gees in my, kom dank ek my Yeshua, my redder, my verlosser, my geneesheer. En ek sê, dankie Jesus vir U liggaam. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Prys U naam. Dankie Jesus. So loof U naam Yeshua. Dankie Jesus. Dankie Here dat, soos die Hebreërskrywer sê, nie met die bloed van bokke of kalvers nie, of ramme of bulle nie. Nie soos wat 'n offer voorheen gebring is nie. Nee, maar deur die bloed van die Seun van die Almagtige God is aan ons kom bevestig dat ons is nou, omdat ons glo, die geregtigheid van God ons Vader, deur ons Here Jesus, in ons Here Jesus Christus. Dankie Here. En dankie Jesus, deur U bloed en op grond van U bloed, is ons nou deel van U. Ons is deel van die Heilige Gees is binne in ons. Ons is letterlik, elke een van ons, kan eintlik sê ons is 'n apostel. Ander ouens se hare sal nou rys as hulle my hoor. Maar want hoekom 'n apostel? Is 'n verteenwoordiger, is 'n ambassadeur, en in elke plek waar ek en jy beweeg, kom verklaar ons vanoggend, Here, ons sal ambassadeurs en verteenwoordigers van U wees, wat die stem van Heilige Gees hoor, en ons sal kragtig vir U lewe. Kragtig vir U lewe. Elke dag sal ons sê, ja, daar's dalk nie die klank van 'n magtige rukwind nie, maar Here, ek weet dit in my. Ek het 'n vaste knowing in my knowing. Ek weet, Here, dat Heilige Gees is in my en lei my. Wanneer ek U stem hoor, sal ek luister. Sal ek my planne verander, 'n ander pad ry. En ons kom eer U vir U bloed, Koning Jesus, wat dit alles moontlik gemaak het. Dankie vir U bloed. As regverdiges kom sê ons dankie Here. Die regverdige, deur geloof sal hy lewe. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here, ons loof en ons prys U. Dankie Here dat ek U seëning kan verklaar oor elkeen vir ons. En as ons hier uitloop, dan kan ons weet, Here, dit is net met opnuut, met U krag binne in ons. Maak nie saak wat se probleme. Partykeer is ons probleme so simpel dat ons nie eens met ander wil deel nie. Here, ons kan alles met U deel en daar is nie 'n probleem of 'n situasie waarmee U ons nie kan help nie. Ons grootste probleem, onsself en ons foute en ons sondes, het U reeds aangespreek. Daarom kom ons met vrymoedigheid, totale vrymoedigheid, in 'n gees van vrymoedigheid. En ons sê, dankie Jesus, ons gaan daar buite lewe, en veral in ons huise lewe, nie net soos of dalk of probeer wees, nee, as die kinders van ons almagtige Vader, met die wete, dat Vader, Jesus, saam met Heilige Gees, binne in ons is. Ons gaan deur U krag lewe, en deur U wysheid. Met U onderskeiding sal ons elke ding in ons lewens doen. Ons verklaar dit in Jesus se naam. Met U absolute liefde sal ons met elke mens rondom ons, wat met ons te doen kry, gaan hulle met liefde doen kry. Dieselfde mens, dieselfde manier hoe ons lyk.
Maar hulle gaan net eenvoudig beleef, hulle kry met liefde te doen. En ons loof U daarvoor. Daarom kan ons verklaar oor mekaar. Nie soos dit staan, mag die genade. Nee, die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God. En die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees is met jou. Elke dag, elke moment. In die naam van Jesus ons Here. Amen. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Geniet hierdie week. Jy het die eerste dag reg aangepak in die week. Amen. Nou moet jy nog net gym toe gaan en jy moet jou werk doen.